Hallo julle en welkom by ons laaste tekkiesdiens van die tweede kwartaal. Ja, ek hoop dit gaan goed met julle eksamens en ek hoop julle leer nog hard en druk vir daai laaste paar vraestelletjies deur. Onthou, dit is ons laaste tekkiesdiens, so vir die skoolvakansie gaan dan net die een diens wees Sondagoggend en daai diens is gaan die kerkgebou en dit sal ook gestream word, so julle kan op daai manier ook inskakel. Dan ons wil julle gebed vra vir ons Tumkooi uitreik. Daar's 'n spannetjie wat nou eerskomende Vrydag gaan Namibië toe uitreik en ons is al vir meer as 30 jaar as ons gemeente betrokke by die Boesmans daarso in Namibië, in Tumkooi, daar noordoos in Namibië. So Dominic Kruik en 'n span gaan van Vrydag af vir omtrent 'n week lank daar wees en so kom ons bid asseblief ook vir hulle en vir die span en vir hulle veiligheid. Dan ons golfdag is die 1 Augustus, onthou asseblief daarvan, so dit is net so 2 weke nadat die skool weer begin het, daar in die derde kwartaal. So kom speel saam met ons, as jy wil borg dalk gee, is jy meer as welkom, of jy wil sommer net 'n prys skenk, is jy baie welkom om op enige manier deel te wees. Dan ons wynveiling, julle moes ons ongelukkig uitstel na die 5de September toe. So bietjie uit die koue uit en daarom weer in die lente in. So onthou dat ons gaan vir julle nader aan die tyd weer uitnooi om deel te kom neem saam met ons by die wynveiling. Die nuwe datum is die 5de September. Dan almal van julle wat verjaar het hierdie week, baie geluk en soos wat ons tekkies logo ook nou 'n liggie het wat brand, onthou dat God se lig ook in jou skyn, al is jy nog klein, al is jy nog dalk verstaan jy nog nie altyd alles nie. Ons weet die Here se lig skyn ook deur ons. Ons is gedoop, ons is sy kinders en daarom kan ons weet dat hy ons ook elke dag gebruik. Ek hoop jy het regtig lekker verjaar. Julle kom ons maak die oë toe en dan gaan ons saam bid. Here, dankie dat ons kan weet U is by elkeen van ons. Here, U het ons lief. U is ons God. U sorg vir ons. Here, soos wat niemand anders vir ons kan sorg nie. En dankie dat ons vanoggend sommer so saam uit die Bybel uit kan lees. Here, kan hoor wat U Heilige Gees vir elkeen van ons wil sê en wat ons hoe U graag wil hê ons moet gaan leef en wat ons moet gaan doen. Dankie dat ons kan bid in Jesus se naam. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader, van sy Seun Jesus Christus en ook in die naam van die Heilige Gees. Baie welkom. Dankie dat julle saam met ons kuier. Kom ons sing ook hierdie volgende liedjies ook tot eer van die Here saam. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dankie, Jesus, dat U ons oplig, veilig op U arensvlerke. Dankie, Jesus, dat U ons oplig, veilig op U arensvlerke. Kyk na die bome, kyk na die berge, weet hy sorg vir jou. Kyk na die mossies, kyk na die lelies, jy kan hom vertrou. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. Jy is veilig, veilig, veilig in sy hand. So ons sê dankie, Jesus, dat U ons oplig, veilig op U arensvlerke. Dankie, Jesus, dat U ons oplig, veilig op U arensvlerke. Ek vind my krag in die Here.
in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel, die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Vind my krag in die Here, in sy woorde, in sy mag. Ek is gevul met sy vrede, met sy liefde, met sy krag, want ek dra die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Die beld van die waarheid, die helmet van verlossing, die skoene van bereidheid om die goeie nuus te deel. Die harnas van geregtigheid, die skild van geloof, die swaard van die gees waarmee ek veg is God se woord. Jy het ook nog kans om vir die Here dankie te sê met jou finansies op enige van die volgende maniere. Nou ek weet nie van jou nie, maar vir my is dit partykeer as ek my hand in 'n sak moet steek en ek weet nie wat daarin is nie, nê? Of jy moet iets in die donker soek en jy weet nie, gaan ek nou aan iets raak? Dit is partykeer is mens bietjie bang, nê? Of miskien is jy ook dalk partykeer ek het so snaakse gevoel wat ek partykeer kry as ek van die bed af klim en my tone gaan so onder die bed in, dan dink ek iets gaan my tone gryp, nê? Ons is partykeer bang vir sulke goed. Is daar dalk ander goed waarvoor jy miskien bang is, nê? Partykeer is ons bang vir vreemde goed. Partykeer is ons bang vir dinge wat ons nie ken of verstaan nie, nê? En die Bybel leer vir ons dat ons nooit hoef bang te wees nie, want God is mos by ons. En hy beskerm ons en hy help ons. So ons hoef nie bang te wees nie. En ons lees vandag 'n storie van wat gebeur het nadat Jesus die storm op die see stilgemaak het. Onthou julle, daar was mos 'n groot storm gewees op die see en toe die disippels bang geraak, het hulle gebid en Jesus het toe gekom en hy het net gepraat en die storm het bedaar en daai wonderwerk gedoen. Nou net na dit lees ons 'n storie van 'n man en die wonderwerk wat Jesus ook in sy lewe gedoen het. So kom ons lees dit saam, Lukas 8 van vers 26. Daarna, dit is nou nadat Jesus die storm stilgemaak het hulle verder gevaar na die land van die Geraseners wat reg teenoor Galilea lê. Toe Jesus daaraan wal gaan, het 'n man van 'n dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het die hele tyd al nie meer klere gedra nie en ook nie in 'n huis gebly nie, maar tussen grafte. Toe hy Jesus sien, skreeu hy en val op sy knieë voor hom neer terwyl hy hard uitroep: "Wat het u met my te doen, Jesus, seun van God die Allerhoogste?
So 'n mens kon aflei hierso dat hierdie man het al van Jesus gehoor, nê? Hy het eintlik al vir Jesus geken. Want hy noem vir Jesus op sy naam, hy noem hom die seun van God die Allerhoogste. Ek smeek u, moet my nie pynig nie. Dit het hy gesê omdat Jesus die onrein gees beveel het om uit die man uit te gaan. Dit was 'n bose gees wat hom al baie keer beetgepak het. Al het hulle hom met hand- en voetboeie vasgemaak om hom in bedwang te hou, het die boeie uitmekaar geruk en is hy deur die bose gees die woestyn ingejaag. Toe vra Jesus hom, wat is jou naam? Legio, antwoord hy, want daar het baie bose geeste in hom ingevaar. Hulle het Jesus gesmeek om hulle nie na die onderaardse diepte toe terug te stuur nie. Daar het 'n hele trop varke teen die berg geloop. Die bose geeste het Jesus gesmeek om hulle toe te laat om in die varke in te vaar. Hy het hulle dit toegelaat en die bose geeste het uit die man uitgegaan en in die varke ingevaar. Die trop varke sit toe op loop teen die hang af en die see in en hulle versuip toe. Toe die wagters sien wat gebeur het, hardloop hulle weg en gaan vertel dit in die dorp en op die plase. Die mense gaan kyk toe wat gebeur het. Hulle kom by Jesus en kry daar die man uit wie die bose geeste uitgevaar het. Hy sit by die voete van Jesus met klere aan en by sy volle verstand en hulle het bang geword. Maar die wat dit gesien het, het vir hulle vertel hoe die besetene genees is. Toe het al die wonders van die gebied van die Geraseners vir Jesus gevra om van hulle af weg te gaan omdat hulle baie bang was. Hy het toe in die skei geklim en teruggegaan. Die man uit wie die bose geeste uitgevaar het, het Jesus gesmeek om by hom te kan bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe en vertel alles wat God vir jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Nou ek wonder, julle moet gou vir my 'n vraagie antwoord daar tussen julle. Hoe voel dit vir jou as jy deur 'n begrafplaas loop of verby 'n begrafplaas ry? Want onthou, hierdie man het so tussen die grafte gebly, né? Sal jy in die donker alleen deur 'n begrafplaas loop? Hoekom dink jy of hoekom dink jy nie sal jy dit doen nie? Gesels gou met mekaar daaroor. Nou ek dink vir die meeste van ons is die begrafplaas maar 'n bietjie van 'n scary plek, nê. Ons is nie gewoond daaraan, dit is vir ons vreemd, dit is vir ons ongewoon. En veral in die donker, dan raak ons maar nog 'n bietjie meer bang, nê. En ons kyk maar eintlik weg en ons loop eerder weg, ons wil eintlik nie daar wees nie. En net soos wat ons en ander mense ook soms by begraafplase verbykyk of verbyry, want dit laat ons ongemaklik voel, net so kyk ons ook verby sommige mense wat ook anders as ons is. Mense wat ons op partykeer miskien bietjie ongemaklik laat voel, mense wat anders as ons lyk, mense wat anders as ons praat, mense wat ander goed as ons doen, wat anders leef as ons, nê? Dan dink ons, ek wil nie saam met hierdie mense wees nie. Hierdie maatjie is bietjie weird, ek wil nie saam met hierdie maatjie speel nie, nê? Nou wonder ek, hoe sal die lewe wees as almal van ons besluit, ek gaan almal wat anders as ek is, almal wat my ongemaklik laat voel, gaan ek ignoreer. Ek gaan niks met daai persoon te doen hê nie. Ek weet nie wie van julle, miskien van die ouers, het dalk die laaste episode, dit was nou die vorige week, van die brug, daar op kyk net gekyk, né? En in die episode, daar's mos nou 2, 'n noordhuis en 'n suidhuis, en in hierdie episode moes 3 van die verskillende 3 mense uit die verskillende 2 huise moes so na mekaar toe gaan. Hulle het mekaar nog nie gesien nie. En toe moes hulle een uit elke huis moes toe omruil met iemand anders. En onthou hulle die een vrou wat, ek dink sy is in die noordhuis, het sy gesê, en sy het vir die ander 2 onder mekaar gesê, en toe sy met die kamera gepraat het, ek soek net nie daar een met die blou baadjie nie. Sy lyk vir my bietjie weird, nê. En dadelik het sy daai vrou gejudge,
En toe hulle daar opstap en sy's deel van die nuwe groep, toe kom sy agter, maar hierdie vrou is actually baie nice, né? Ons doen dit mos ook baie keer. En net so het hulle dit met hierdie man gedoen. Hierdie man wat van die bose geeste wat in hom was, né? En daar's 'n klomp goed wat in hierdie man se lewe gebeur het wat gemaak het dat mense nie by hom wil wees nie. Die eerste ding is hy was van Gadara en dit was aan die ander kant die see van Galilea. En mense het nie van daai ouens gehou nie. Hy het demone in hom gehad. Die demone se naam was Legio. Eintlik sê dit maar net en Legio beteken baie. Daar het eintlik net baie dinge verkeerd gegaan in hierdie man se lewe. Hy was deel van 'n groep mense wat met varke geboer het. En die mense het mos nou nie veral die Jode het mos nou nie van varke gehou nie, want hulle kon nie die varkvleis eet nie. So hulle het glad nie van hierdie man gehou nie. Hy het tussen die grafte gebly, né? Daai plek wat mense bietjie voel is onrein en is eintlik bietjie dodgy. Ek wil nie so intoe gaan nie. Daai man het tussen die grafte gebly. Hy het nie klere aangehad nie. Dis weird, né? Hy het nie gebad of gewas nie. Hy was uitgesluit uit die samelewing. Mense het nie van hierdie ou gehou nie. So die hele lewe, al die mense was teen hierdie man. En dit het vir hom gelyk en vir die ander mense gelyk, maar niemand gaan iets aan hierdie ou kan doen nie. En hy het so half ook al opgegee op die lewe, né? Maar Jesus vergeet nie van hierdie man nie. Jesus los hierdie man nie alleen nie. Jesus kyk nie aan 'n ander pad nie. Jesus is nie bang om tussen die grafte deur te beweeg nie. Mense het van hierdie man vergeet, maar Jesus het nie. En Jesus kom en hy dryf hierdie demone uit, hy genees hierdie man en hierdie man se hele lewe verander. Nou miskien is ek en jy ook partykeer so, miskien is daar ook dinge in ons lewe wat maak dat ons wil wegkruip. Wat maak dat ons, mense moet net nie daai van my sien nie, want dan gaan hulle skaam kry, of hulle gaan dink maar, ek is ook weird, of ek is ook anders, of ek is ook eintlik maar bietjie dodgy, nee. Partykeer is daar goed wat ons wegsteek vir God en wegsteek vir ander mense, sodat hulle dit nie van my moet raak sien nie. En net so het hierdie man ook gevoel. Maar uiteindelik het Jesus gekom en hy het hierdie man genees. Hy het vir hierdie man gesê, ek aanvaar jou net soos wat jy is. Ek gaan jou genees, maar ek wil hê jy moet anders gaan leef in hierdie wêreld. En julle so kom Jesus en hy doen dit met my en jou ook. Hy sê vir my en vir jou ook, maar jy hoef nie daai goeders wat jy dink jou anders maak, of wat jou laat skaam kry oor jouself, jy hoef dit nie weg te steek nie, bring dit na my toe, ek wil jou help, ek wil jou genees, ek wil vir jou 'n nuwe mens maak. Dis wat Jesus kom doen. Maar, saam met dit julle, wil hy ook hê, dat ons nie verby ander mense moet kyk, wat ook partykeer swaar kry, en wat eensaam en alleen is nie. Daai awkward maatjie dalk by die skool, daai maatjie by die skool wat dalk anders as jy is, wat anders as jy lyk, wat anders as jy praat, wat aan ander goed as jy belangstel. God wil hê ons moet na hulle toe kan uitreik ook. Hy wil hê ons moet hulle nie ook judge en uitskuif uit ons lewe uit nie, nê. Hy wil hê ons moet hulle ook vriendelik kan behandel. Ook kan vra, hoe gaan dit met jou? Kan ek vir jou ietsie gee? Het jy 'n maatjie om mee te speel, nê? Dis wat Jesus van ons ook verwag, want hy gee dit vir ons. So ons moet dit ook vir ander mense gaan uitdeel. Wat dink jy dit sal gebeur as ons nie sommige mense in die lewe aanhou vergeet of afskryf nie? Daai mense wat baie keer deur die lewe afgeskryf word, as ons hulle gaan intrek, as ons hulle weer met die liefde van Jesus gaan help en vir hulle gaan omgee. Julle, ek dink dit gaan hierdie wêreld 'n beter plek maak. Dit gaan vir my en vir jou ook verskriklik baie beteken wanneer ons op hierdie manier na mense toe kan uitreik. So ek wil jou
challenge, soos wat die Here ons challenge. Kom ons gaan uit. Kom ons wees nie bang om uit te reik na ander mense nie. Kom ons wees nie bang om weg te kyk en te sê, maar ek wil niks met jou te doen hê nie. Maar kom ons ontvang Jesus se liefde en kom ons gaan deel dit ook vir my ander mense uit. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat ons kan weet, Here, U is betrokke in ons lewe. Here, maar U is ook betrokke op die donkerste plekke van hierdie wêreld. By mense wat al uitgeskuif is en afgeskryf is deur hierdie lewe. Here, kom U en U kom omarm hulle. En U kom gee vir hulle U liefde. U kom gee vir hulle 'n nuwe lewe. En dankie dat U dit ook met ons kom doen het. En ons wil kom bid en kom vra, Here, kom verander ons lewe ook. Here, sodat ons nie weg kan kyk van mense wat swaar kry nie, maar dat ons hulle kan help met die liefde wat U vir ons gee. Ons wil sommer kom bid, Here, vir die laaste deel van hierdie eksamen wat voorlê. Help elkeen van ons, Here, om hard te leer en deur te druk, Here, maar ook om die vakansie wat voorlê te geniet. Here, ons dink ook aan 'n klomp kinders en mense wat siek is, veral met die varkgriep en ander verkoues en griepe. Here, en kinders wat dalk eksamens gemis het, omdat hulle siek was. Here, wil U vir hulle ook help. Here, wil U vir hulle ook gesond maak. Dankie dat ons kan bid, Here, vir ons Tsoenkoe uitreik ook, vir Dominique Ryk en die span wat ook die liefde van Jesus van ons gemeente Heuwelsig gaan uitgee en gaan oordra aan die mense in die Boesmans daar in Tsoenkoe. Mag jy hulle ook seën, mag jy hulle vir hulle elke dag ook krag gee en die woorde gee, sodat hulle ook met die Heilige Gees en met die woord van God bedien kan word. Dankie dat ons kan bid in Jesus Christus se naam. Amen. Julle moet die vakansie geniet. Ons sien julle dan weer by ons eerste diens in die 3de kwartaal. Onthou, ons eerste diens altyd in die nuwe kwartaal is 'n gesamentlike diens daar in die kerk. So daar gaan nie 'n tekkiesdiens wees nie, daar gaan ook nie 'n video wees nie, maar ons gaan alles saam doen daar in die kerk. Ons sien julle volgende kwartaal weer.